11 vers 1, kom ons begin daar. Jesaja 11 vers 1 en vers 2 sê die volgende: Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En op hom, hoofletter, sal die gees van die Here rus. Die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. En daar in vers 2 het jy die sewevoudige bediening van die Heilige Gees. Ons tweede skrifgedeelte wat ek vir jou wil lees op vers 6, Romeine 15 vers 12. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaai sal daar wees. So hier is Paulus, en in die Nuwe Testament haal hy nou aan dit wat Jesaja geprofeteer het in die Ou Testament. So Romeine 15:12 sê Paulus, hy sê, en Jesaja sê ook, die wortel van Isaai sal daar wees, en hy wil opstaan om oor die nasies te heers. Op hom sal die nasies hoop. En dan 'n derde gedeelte in Openbaring 5 vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie weet nie, kyk, die leeu wat in die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. 3 skrifgedeeltes, ons gaan dit nou by mekaar sit, kom ons bid. Here, dankie vir die geleentheid om saam te wees. Dankie Here dat U op elke keer op 'n wonderlike manier tot ons harte spreek. Vanoggend Here kom U soos 'n Vader en U maak ons by mekaar as te ware en U tel ons op. En die boodskap gaan uit, triomf. Ek het oorwin, my kind, daarom sal jy oorwin. Ek het oorwin, daarom het jy oorwin. Dankie Here vir U genade. Dankie vir U liefde. Dankie soete Gees van God dat ek weet in my hart is besig hier om met ons te werk. So dan ook deur die woord vanmôre. Spreek tot ons harte. Lig ons op, o Here, en ons eer U wondernaam daarvoor. Amen. Verlede week het ek met jou gepraat oor slegte wortels. Onthou jy? Die vir julle wat hier was, ons het gepraat oor slegte wortels. 1 Timoteus 6 vers 10. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewel, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Die gierigheid vir geld is 'n wortel van ewel. Dan het ons ook gepraat en ons het stil gestaan verlede week by Hebreërs 12:15 wat sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. En hoe kan jy in die genade van God veragter? Hier gee hy die antwoord. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. So daar's 'n wortel van bitterheid en ons het verlede week stil gestaan by hierdie 2 slegte wortels wat ons gesê het in mense se harte en hulle lewe kan groei. En ons het mekaar gesê, ouers, ondersoek jou eie hart en indien dit daar is, pluk daai wortels, ontwortel bitterheid. Haal dit uit jou hart uit, kry klaar daarmee. Dit was verlede week se boodskap. Vanoggend gaan ek met jou aan. Wat vir my wonderlik is dis September maand. En sonder dat ek dit so regtig beplan het. Ons het by ons lentediens het ons begin praat oor die lente en die lesse wat ons leer uit die natuur. Maar die hele September maand, al die boodskappe gaan oor die natuur en lente en nuut en dit wat groei en dit wat dood lyk en dan word dit nuut. En so vanoggend, ons laaste boodskap dan in September, ons bly by hierdie tipe tema van lente en van die natuur. Vanoggend wil ek met jou praat oor 'n kosbare en wonderlike wortel. En jy moet die beeldspraak reg verstaan, jy gaan nou die prentjie kry. Jesaja 11 vers 1 wat ons gelees het sê, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En Jesaja profeteer. Hy profeteer hier in die tyd toe Israel sonder hoop was. Dit het met die volk van Israel sleg gegaan. En hulle het gelyk soos 'n ongevalle boom wat afgekap is. En daar lê die stomp.
Dis soos Israel die prentjie gelyk het daai tyd. En hy profeteer. Die stamboom van Dawid, ons ken Dawid, koning Dawid, sy stamboom, sy trotse dinastie, het op daardie stadium, het dit dood gelyk. Daar was beloftes dat daar iets sou kom en in daai oomblik wat Jesaja profeteer, lyk dit asof hierdie nageslag van Dawid, hierdie boom wat moet groei, is omgekap, dit lê soos 'n dooie stomp. Die volk was in morele verval. En hulle sou ballingskap in die gesig staar. Ons ken die geskiedenis, ons lees, ons weet wat het gebeur tydens die ballingskap. So op hierdie stadium wat Jesaja profeteer, sou hulle ballingskap in die gesig staar, en dit het later gebeur. En hier is die ding, dit was God self wat sy volk gestraf het vir hulle sonde. Maar in dieselfde tyd wat hy straf uitmeet, bring hy ook die belofte dat hy weer nuwe lewe sal bring. Saam met die straf is daar ook die wonderlike belofte. Maar daar sal 'n takkie uitsprei uit die stomp van Isaai, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die stomp Isaai was Dawid se pa. En net vir interessantheid, Morney, Belinda, julle wat saam die opvoeding wat Willem, Ruth voel, ons het 'n wonderlike theateropvoeding gekyk oor die lewe van Rut, Boas en Rut. Hulle seun was Obed, Obed se seun was Isaai, en Isaai was Dawid se pa. En dis dit, ons het nog gewonder nog om net weer die geskiedenis by mekaar te kry. Maar Isaai is Dawid se pa, daarom is hy die wortel van Dawid. Ja, hy is die wortel van Dawid se koninklike lyn. Dit begin by Isaai. Daarom sê hy 'n stomp uit die stomp van Isaai. So uit dit sal daar 'n nuwe takkie kom, 'n nuwe loot, daar sal nuwe vrugte wees. Die Hebreëse woord vir loot, net vir interessantheid, ek weet nie altyd mense dit reg uitspreek nie, neitzig, is die Hebreëse woord en dit verwys spesifiek na 'n loot wat uitspring of uitskiet of uitsprei uit 'n onskynlike dormante boomstomp. Het julle dit al gesien? 'n boomstomp wat omgeval het. Dit lyk of daai boomstomp dood is. En dan is elke goeie takkie uit. Het julle dit al gesien? Ek het al baie gesien. Dit verstom my elke keer. Jy kan 'n boom afkap en as jy daai stomp los en daai wortels los, dan skiet daar weer loot uit. Maar selfs 'n boomstomp wat omgeval het, lyk dood, lyk dormant. So hierdie loot, hierdie woord wat sê daar sal 'n takkie, daar sal 'n loot uitskiet, beskryf spesifiek 'n loot wat uit 'n stomp wat waarskynlik dood lyk, 'n takkie wat uit daai stomp uitgroei. So belofte. Die Here praat met ons in die hele September maand oor sy goedheid en sy grootheid wat ek en jy in die natuur kan sien. En die lesse wat ons kan leer uit die natuur uit. En ek waarborg jou nou ergens in hierdie week of in die toekoms nou, kom ons daaroor gepraat het, gaan jy 'n stomp ergens sien lê, en as jy mooi kyk, gaan jy 'n takkie sien, wat uit daai stomp uitgroei. Dan gaan jy hierdie woord onthou, hoop ek, want dit is 'n les wat God jou en my wil leer uit die natuur uit. So die beeldspraak wat Jesaja hier gebruik, hy praat van 'n stomp, hy praat van 'n takkie, hy praat van 'n loot, ons weet dit is beeldspraak. Maar die beeldspraak wat hy hier gebruik, beklemtoon vernuwing. Daar kom 'n nuwe takkie. Dit beklemtoon hoop. Dit beklemtoon in Israel wat dood lyk op daardie stadium, dat daar 'n goddelike ingryp sal wees. Dis die profesie wat hy bring en hy gebruik beeldspraak, voorbeelde uit die natuur uit om dit oor te dra. 'n nuwe tak sal ontstaan, vars, lewend, vol potensiaal. En ek en jy weet, net God kan iets nuuts laat voortspruit uit dooie wortels uit. Amen. Amen. Nou weet ons ook, omdat ons die Bybel lees vanuit die Nuwe Testament. Onthou die Ou Testament was daar baie profesieë en selfs die profete het nie die vervulling van daai profesieë altyd gesien.
Ons kyk terug en ons weet, hierdie takkie wat sal groei, hierdie loot wat sal uitsprei, verwys na Jesus Christus. Ons weet dit, en ons lees van hierdie kant af. Maak dit vir jou sin, verstaan jy dit? Ons weet is Jesus. Nou wil ek jy moet oplet na die woord speling. Hy praat hier van 'n takkie, klein woord, 'n loot. Dit dra verder die betekenis of die idee van 'n nederige oorsprong. Ietsie kleins. Dis nie 'n hoë boom of 'n imposante dinastie nie, maar 'n klein takkie. Was Christus nie gebore in 'n stal, ongesien vir die res van die wêreld, klein begin, maar hy sal opgroei tot 'n magtige heerser. Dis die simboliek. Dis nie lekker as jy Bybel lees en verstaan die beeldspraak en jy kyk 'n bietjie na die simboliek. So kom ons som dit op wat ons sover gesê het. Isaai, die vader van Dawid, hy verteenwoordig die koninklike nageslag. Want uit Dawid se lyn het God die belofte gegee, sou die Messias kom vir sy volk. Jesaja profeteer, en teen die tyd wat hy profeteer, lyk hierdie lyn, hierdie nageslag wat nou moet kom, lyk eintlik dood. Die situasie op daai stadium is hooploos. As morele verval, God is besig om straf uit te dien teenoor sy volk. Daar's nog geen sprake van 'n belofte wat waar word. Dit het gelyk asof God sy verbond verbreek het. Dit het gelyk asof die beloftes van God vergete is. Klink dit bekend? Vind ek en jy onsself partykeer in situasies waar dit lyk asof God ons vergeet het. Gebeur. Dit lyk vir jou, dit voel vir jou. Here, wag, Here, jy is ver. Here, die ding gebeur nie. My situasie nou waarin ek is nie lekker nie. Dit gebeur. Nou weet ek en jy, kind van God, dat die Here is 'n waarmaker van sy woord. As God gesê het hy gesê. En sal dit wees soos hy gesê het, al sou dit duisende jare na die tyd wees, dit sal so wees. Uit hierdie stom praat van hierdie nageslag van Isaai en Dawid en hierdie beloftes op daai stadium uit hierdie stom wat lyk asof dit omgeval het, lyk asof dit dood is, asof waar is hierdie belofte? Uit dit uit sal God nuwe lewe voortbring. Nuwe hoop en geregtigheid wat uiteindelik sal plaasvind. Nou wil ek vir nog iets interessants hier wys wat jy net moet na moet oplet. Dit praat hierso van aan die een kant 'n takkie, 'n loot, maar nie net 'n takkie of 'n loot nie. Dit praat terselfdertyd van 'n wortel. 'n Wortel en 'n takkie is twee verskillende dinge. Jesus Christus, weet ek en jy nou, is hierdie takkie wat sal groei uit hierdie stom van Isaai, die nageslag van Dawid, die koninklike nageslag, sal Jesus as mens gebore word en opstaan. Hy sal hoop bring, en hy sal herstel bring, en hy sal redding bring, en hy sal sy ewige koninkryk ontvestig. Openbaring 12:22 vers 16. En ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. Hoor nou Jesus se woorde. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blindmorenster. So Jesus is ook die wortel. Ons het nou net gesê, ons weet hy is die takkie, maar hy is ook die wortel. Hoe kan hy nou albei wees? Wat die een kom nou eerste? Jesus is beide takkie of loot en wortel. Dis die wonder daarvan. In Jesus se menswording, waar hy gebore is as mens uit die nageslag van Dawid, is hy 'n loot. 'n Loot uit die wortel van Isaai in sy menswording. Maar Jesus as ewige God
het reeds bestaan van ewigheid af. So hy is eintlik die wortel, waar Isaai en Dawid hulle ontstaan het. Dis my mooi, ek hou daarvan. Jesus is die bron van alle lewe. Kom aan gemeente, as jy het glo, sê amen of los dit. Jesus is die bron van alle lewe. Hy is die wortel waaruit ons leef. Dit moet jy verstaan. Maar in die geskiedenis van Israel is hy ook die takkie wat so groei in die stomp van Isaai. Ons gaan verder. Christus is nie die hoop van Israel nie, want hy sou die Messias sou kom vir Israel, die hoop sou kom. Hy is nie die hoop vir Israel nie, hy is die hoop vir die heidene ook. En nou moet jy amen sê, want dit sluit ons in. Hy is die hoop vir die heidene ook. Jesaja 11 vers 10. Ons het nou vers 1 gelees wat sê, daar sal 'n takkie uitsprei. Luister nou na Jesaja 11 vers 10. En in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isaai, wat daar staan as 'n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees. Hy is nie net die hoop vir Israel nie. Hy is nie net die belofte wat Jesaja gebring het van die takkie wat sal kom om hoop te bring en die volk te herstel nie. Hy is ook die hoop van die ganse mensdom, al die ander nasies. Paulus bevestig dit in Romeine 15 vers 12. Bevestig Paulus dit en hy herinner ons daaraan dat die verlossing van Jesus Christus vir alle mense is. Kom ek lees dit vir jou. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaai sal daar wees, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. Ons moet dit verstaan. Ons verstaan God het 'n plan gehad, het 'n volk op aarde gesê, ek kies vir my 'n volk uit. Ek wil vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hy het vir Israel 'n klomp dinge gegee wat hulle anders moes doen as al die ander nasies. En as hulle gehoorsaam is, sal hy Israel seën. En die ander nasies, al die heidene wat afgode aanbid het, sal na Israel kyk en sê, hoekom is hulle so geseënd? En so sal die ander nasies van die God van Israel leer. Maar dit het nie daar gestop nie. Sonder om in te veel detail te gaan, weet ek en jy dat God het Israel verblind, dat hulle nie Jesus raak gesien het as die Messias die eerste keer nie, sodat hy onder die heidene wat jou en my insluit, vir hom ook 'n volk bymekaar kon maak. Hy was nie plan B nie, en hy het gedoen voor die grondlegging van die wêreld. Was dit God se raadsplan. So wat begin het, 'n belofte wat gegee is aan 'n klein stamboom in Bethlehem, is 'n belofte vir elke stam, nasie, volk en taal. En so is die evangelie sluit almal in. Prys die naam van die Here. 'n derde punt wat ek vir julle wil noem, is wortels. Ons het nou dag al gepraat. Maar wortels is die onsigbare bron onder die grond. Die onsigbare bron van voeding en krag. 'n plant kan nie groei sonder wortels. 'n boom kan nie groei sonder wortels. Ons weet dit. Wortels is hierdie onsigbare krag van voeding onder die grond. En net so dat 'n boom nie sonder wortels kan groei nie en sonder wortels kan ontstaan nie, kan ek en jy nie sonder God lewe nie. Ons kan nie. Kan nie. Sonder God van jou lewe uitmekaar uit op hierdie aarde, hierdie kant van die graf. En sonder God aan daai kant van die graf is jy in ewige verdoemenis. Kan nie sonder God lewe nie. Johannes 15 vers 5 sê die volgende: Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly, wie in my ingewortel is, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. Ons het volgende gesing, Here, hou ons net naby aan U.
Surround us with your love. Here, ons soek net weer die koestering. Eintlik sê net, Here, ons is so afhanklik van U. Ons kan nie een asem teeg sonder die vyand nie. Eintlik wat ons sê. Sonder God het die mens geen bestaansreg nie. Sonder God het die mens geen bestaansreg nie. Kom ek lees vir jou 'n laaste skrifgedeelte vir die oggend. Romeine 11 vers 17. Ek gaan lees en dan gaan ek dit 'n bietjie vir jou verduidelik. En as sommige van die takke afgebreek is, as sommige van die takke afgebreek is, dis Israel wat nie in Christus geglo het nie. As sommige van die takke afgebreek is, en jy, dit praat van ons, wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom. Net as ons daar stop. Daar sommige takke wat afgebreek is van die olyfboom, hulle wat nie in Christus glo nie. En die evangelie het nou almal toe gegaan na die heidene. Ons word in hierdie boom. Israel word vergelyk met 'n olyfboom en daar's 'n baie mooi simboliek daar rondom. Maar ons as 'n wilde olyf word ingeënt in hierdie boom. En omdat hierdie boom groei uit Christus, die beloftes van God, is hy die wortel. Kry ek en jy ook van die vettigheid en die lewenssap uit hierdie wortel. Deel ons in die seëninge waarin Israel, wat God oorspronklik met sy volk gehad het, ons deel ook in daardie seëninge. Nou sê, as dit so is, moet dan nie teen die takke roem nie. Moenie dink jy is wonderlik nie. Ons kan ons nie verbeel, ons is nou beter as God se volk self, of verhewe, of wat ook al, baie spesiaal nie, in daai konteks. As jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Is dit nie mooi nie? Ouers, ek en jy dra nie God nie. Hy dra ons. Hoor mooi. Ons dra nie God nie, hy dra ons. Ons kan nie vir hom voorskryf nie. Ons kan nie arrogant teenoor hom wees nie. Ons kan nie in rebellie teenoor hom staan nie. Ons kan nie dink ons is in beheer nie. Sien ons wat hom dra nie. Hy dra ons. Hou daarvan. So, vanaf op die som, Israel word vergelyk met 'n olyfboom, omdat hulle God se verbondsvolk is. En hulle is gewortel in die beloftes van God. Al die profete wat gespreek het oor die Messias wat sou kom. En hulle is bedoel om vrug te dra tot God se heerlikheid. Jesus Christus om sterf aan die kruis van Golgotha en alle heidense nasies wat in hom glo, word ook gered. En die beeldspraak wat gebruik word ook ingeteken, ingeënt, ingeskryf in God se raadsplan. En ons deel ook uit die wortel, die sappigheid, die vettigheid van die wortel. Verstaan jy dit? Maak dit vir jou sin? En ek en jy as Nuwe Testamentiese Christene, ons respekteer nog steeds God se saligheidsplan, sy verlossingsplan wat hy met Israel het. Ons ken dit, ons verstaan dit. God het nog 'n plan met Israel. En daar kom nog eindtye wat hy dit gaan laat uitspeel. Maar so het hy gesê, ek verblind hulle vir 'n oomblik dat ek uit al die heidense nasies vir my ook 'n volk kan bring en 'n volk kan inbring. Kan ek vanoggend vir jou sê en sluit af? Ek is so bly die Here het aan my gedink. Jy kan dieselfde sê. Ons is nie Israel. Ek is nie Israel nie. God het 'n plan gehad met sy volk. Dit is, daar is nog steeds 'n plan. Wil nie vir ons dit ingaan nie. Die Here het gesê, ek gaan uit al die ander nasies, elke stam, nasie, volk en taal,
gaan ek ook vir my 'n volk bymekaar maak. En jy wat hier sit, glo ek, is deel van daai volk. Kan ek jou aansien? Prys die Here. Wat sou gebeur as hy ons uitgesny het? Kan nie eens daaraan dink. Ek wil net weer eens jou sê, ons dra nie die wortel. Die wortel dra ons. En omdat die wortel ons dra, kind van God, wil ek die hele tema van September oor lente, en waar ek verlede week vir jou gesê het, ontwortel bitterheid, pluk dit uit, wil ek vandag vir jou sê, ek en jy moet in Christus gewortel wees. Hy is die wortel, ons groei uit hom uit, ons lewe uit en deur hom. En dan hoop ons op God, en ons hoop op Christus. Die skrif sê, as jy op Christus hoop, net vir hierdie wêreld, en net alles waaroor dit gaan is net nou, dan is jy die ellendigste van alle mense, maar ek wil dit anders stel. Ons hoop op Christus vir nou en vir hierna. Ons vertrou God vir nou, om die lewe te gee, om ons te onderhou, elke dag, want sonder hom kan ons die lewe nie. Maar ons hoop ook op hom vir die lewe hierna. Dit is nie wonderlik nie. Wanneer jou lewe afgekap voel, en jy sit mense daar vanoggend, wat sê, maar my lewe voel afgekap. Ek voel soos 'n stomp, wat net lê. Ek voel dat daar nie meer vrug aan my is nie. Dan kom hierdie gedeelte, hierdie agtergrond wat ek vir jou gegee het, en hierdie profesie van Jesaja vanoggend steeds na jou toe om te sê, God kan nuwe lewe skep, en nuwe lewe bring, en nuwe vrug bring, uit jou dooie stomp uit. Want met sy krag trek hy jou nader. Hold me close. Let your love, O God, surround me. Hou my net, Here. Ek wil vir jou vra. Voel jy moeg? Dan gaan party sê ja. Jy weet nie hoe nie. Voel jy soos 'n stomp wat op die grond lê? Dan party van my sê ja. Kan ek vir jou sê, skep moed. Stamp nou nie ou langs jou, maar stamp hard dat hy of sy jou kan hoor. Stamp hulle wakker en sê, skep moed! Christus is die wortel. Hy is 'n waarmaker van sy woord, en hy dit wat dood lyk, kan en sal hy iets nuuts doen. God sal in jou lewe iets nuuts doen. Hoor nou, kyk my nou in my oë, dan profeteer ek nou oor jou lewe. God sal in jou lewe, wat nou dood lyk, sal hy iets doen. Hy sal nuwe lewe bring. Jy sal weer vrug dra, en jy sal groen en vet wees. Voel jy vergete? Ja. Voel jy verdor? Ja. Ek voel so. Onthou nou net, dit wat Jesaja geprofeteer het in 'n tyd waar dit hooploos gelyk het. Die stomp, die nageslag het ongeval, afgekap gelyk, daar het 'n dooie stuk stomp gelê. Uit die stomp sal daar 'n nuwe takkie kom. En God het sy woord waargemaak. Want Jesus het op die regte tyd gekom en nuwe lewe gebring, en nuwe hoop gebring, en geregtigheid gebring, en sy koninkryk onvestig. So wil ek vir jou sê, al voel dit vir jou asof God jou vergeet het, die beloftes is vergete, jy's verstote, jy's verdor. God het sy belofte waargemaak in Israel se tyd, en hy sal dit in jou lewe doen. Skep moed. Come on, skep moed. Smag jy na vrede? Oh yes, man. Ons lewe in chaos. Almal is kwaad vir almal. Niemand het geduld met mekaar nie. Jaag mekaar op die pad af.
Daar kom 'n dag. Daar kom 'n dag. Wanneer die hemel gaan skeur. Waar Christus gaan verskyn. Waar hy sy regering op hierdie aarde gaan vestig. Vir 1000 jaar van vrede. En die ewigheid wat daarna volg. Ewige geregtigheid. Ewige heerlikheid. Geen meer trane nie, geen meer dood nie, geen meer begrafnisreëlings nie, geen meer siekte nie, geen meer besoek in 'n hospitaal aan 'n siek persoon nie, geen meer niks nie. Kind van God, skep vanmôre moed. Kyk na die natuur. Gaan soek daai stomp langs die pad wat lê. Gaan kyk na daai groen loot wat uitsprei. En sê vir jouself, al voel my lewe nou op hierdie stadium dood, al voel ek verdorf, vergeet, ek voel soos 'n stomp, daar's geen vrug nie, dit is useless vir God. Kom die Here volgende en hy gebruik dieselfde profesie en hy sê vir jou, daar sal nuwe lewe wees. Daar sal goeie vrug kom. Wat moet ek en jy doen? Groei net dieper en dieper en dieper. Sit jou wortels dieper in God in. Groei daai wortels in sy beloftes, in sy woord wat die waarheid is. En sê, Here, ek weier om verder met my oë te kyk. Ek lig my gees en ek dien U met geloof, nie met aanskouing nie. Is dit reg?